mense, terwyl jy net so staan en miskien net so vir 'n oomblik jou oë sluit en wil ek graag hê jy moet saam met my 'n gebed doen vanoggend. Ek ervaar so dat daar is skrifte wat by my hart opkom en een van hulle is daar. Ek dink is in Openbaring wat ek nou nie tyd het om dit op te slaan nie, maar dis 'n gebed wat ek wil hê die Here lê op my hart wat die gemeente moet bid vanoggend. En soos ons vanmiddag die woord van God gaan verklaar oor 'n gebied, wil hy hê jy moet die woord van God verklaar oor jou eie lewe vanoggend. En dat hy jou uitnooi vanoggend, dat hy sê hy het salf vir die oë. En hy sê jy moet by hom kom koop, want dit is verniet. Terwyl jy daar staan, ervaar ek dat jy daardie salf vanoggend moet aanwend. Terwyl niemand kyk nie, miskien kan jy dit so simboliek oor jou oë vryf. Want hy sê, smeer dit aan jou oë, want soms sien ons, soms kyk ons en ons sien, maar ons ervaar nie. En ek ervaar so dat die Here sê, kom koop nou by my, en jy weet dat hy het alles betaal, testalletai, dit is paid for, dat jy vanoggend nie daai salf wat jou oë kan oopmaak, jou hart kan oopmaak, wat jou kan genees, dat jy net moet ontvang vanoggend en sê, Here, ek ontvang hierdie salf. Here, dat ek sal sien, dat ek sal kyk, dat ek sal sien, dat ek nie verblind sal wees nie, dat daar nie 'n sluier oor my oë sal wees vanoggend nie. In besonder vanoggend bid ek dit, Here, dat hierdie sluier van my oë af sal wegvat, die slaap uit my oë uit sal verwyder, die gekrappigheid en die verblindheid, en die vertroebeling wat die duiwel nie wil hê ek moet raak sien nie, dat jy helder, dat jy kristalhelder sal sien, dat ek verklaar vanoggend oor jou die waarheid, dat die skrif en sy woorde jou kan vrymaak. Dit is net Jesus en Jesus Christus alleen, die verlosser en saligmaker, ons redder. Dis sy bloed, en ons verklaar het, dat dit vloei nog steeds oor jou vanoggend, waar jy ook al is, dat die volheid van die Heilige Gees beskikbaar is, dat hy dit ook vanoggend vir jou wil gee, sonder mate, sonder beperkinge, dat jy ook kan uitroep in jou binneste, Abba, Abba, Abba Vader, my Vader, my Papa, my God, my Heerser. Ek bid dit oor jou vanoggend, net voordat jy gaan sit, terwyl almal se oë gesluit is, wil jy nie net nog een keer sê, Here, smeer die salf van my oë, dat ek sal sien, smeer dit, Here, smeer dit in my oë, en nie net my oë nie, sommer my hele lyf, my ore, my hele wese. Here, moenie net my voete was nie, Here. Was alles, smeer alles, Here. Ons bid dit nou in Jesus naam. Amen en amen. Jy is so welkom om jou sitplek te neem. Nadia, ekskuus, ek dink as net Mike, miskien bietjie meer tribal of iets, ek weet nie. Ek wil jou vanoggend vat op 'n wonderlike journey. Ek dink vir die volgende paar weke, is my so jammer, dat dit nou reën, ons het die reën so nodig, maar die reën laat mense mos smelt, dan is hulle bang. Maar ek glo dat die woord daar buite sal wees, en moedig die mense regtig aan om hierdie YouTube en hierdie reeks regtig te kan opvang mee. Ek gaan vra dat jy miskien daai waaiers ook vir my afsit, want dit is daarom nie so warm vanoggend nie, en ek wil hê dit daar is 'n stilte en daar's 'n ek glo dat daar is 'n stem vanoggend wat gaan praat met jou, en ek wil hê jy moet dit baie mooi hoor vanoggend. En hierdie nuwe reeks gaan nie lank wees om nie oor uit te brei nie, maar ons is letterlik besig van Palm tot Pinkster, en vanoggend net so insetting wat praat van om te gaan van sien na ontmoet toe, en vanoggend ek glo dit gaan tot jou spreek dat hy ontmoet jou in jou gebrokenheid, en ek ervaar so die laaste paar weke, so van Paasnaweek af, dat daar soveel gebrokenheid in ons midde is, en dat die Here
wil kom en iets spesiaals wil doen. Ons reeks vanoggend, as ek dit vir jou so mooi kan opsom, miskien kan ek dit eers vir jou lees. Die gedeelte is nou nie daar op die skerm nie, maar kom ek lees vir jou Johannes 20, vers 1 en vers 8 en 9 tot 16. Hy sê, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena, kom sy vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf aan, en sy sien dat die steen van die graf af weggeneem is. Toe gaan sy natuurlik na Petrus toe en Johannes toe. Petrus het 'n halfe resies op pad na die graf toe. Johannes hardloop Petrus verby. Ek weet nie hoekom sê die skrif het regtig vir ons daar nie, maar hy lê baie klem daarop dat Johannes kom eers by die graf aan. Petrus gaan letterlik eers in die graf in, en toe hy in die graf kom, sien hy die doeke lê daar by die kop en by die kop. Maar die liggaam is nie daar nie, vers 9, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disippels het weer huis toe gegaan. Die disippels is so teleurgesteld, hulle loop van die graf af terug huis toe. Maar, ek hou van daai maar. Ek wil ook maar wees, maar nou is 'n bietjie vet, maar in die Bybel is so mooi. Maar Maria het buitekant die graf gestaan en sy het geween. Sy's gebroken. En terwyl sy nog ween, buig sy af na die graf toe en sy sien 2 engele daar sit met wit klere aan. Een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, die engele sê vir haar, vrou, waarom, ekskuus tog, nou het ek my plek weer, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sy sien Jesus daar staan. Maar sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Vers 14. Sy so hartseer, terwyl sy vra, waar het julle my Jesus neergelê, staan Jesus reg agter haar. Sy draai om, sy praat reguit met Jesus en sy vra hom, en sy vra vir hierdie persoon, sy het nie geweet is Jesus nie, en Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Want sy het gedink dat dit die tuinier was. Sy het gedink dat dit die tuinier was. En sy antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom self gaan wegneem. Vers 16, en Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om, en sy sê, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie nou aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar ek gaan na my broers toe en sê vir hulle, vaar op, en dan die konteks, vers 18, maar Maria Magdalena het aan die disippels wat weggehardloop het, weg van die graf af, gaan vertel, dat sy die Here gesien het, en dat dit hy was wat vir haar gesê het. Op daai noot, wil jou vanoggend vat op hierdie wonderlike reis, en ek wil hê jy moet saam met my op hierdie bus klim. Dit is 'n belangrike bus om heen te gaan na ons volgende plekke van ontmoeting in hierdie kerk. Ek wil jou vat na stories toe in die volgende weke, waar ons gaan kyk waar trane in hoop verander, waar letterlik twyfel in geloof verander, stories waar letterlik mislukking lei na herstel toe, en waar Jesus afkom en mense ontmoet presies waar hulle is. Die opgestane Jesus ontmoet mense, en terwyl hy hulle ontmoet, verander hy hulle totaal en al. Ek wil julle vat na stories toe in die volgende paar weke, stories wat gaan oor verwerping en pyn en gebrokenheid. Ek wil jou vat na stories toe wat twyfel, maar alles lei na herstel toe, en dan sien ons hoe die opgestane Jesus elke keer iemand persoonlik ontmoet, en hy kan jou ontmoet in die volgende paar weke, kan hy, en hy wag vir jou om jou te kan ontmoet.
om hom nie net te sien nie, maar om hom te kan ontmoet. En ek het vir jou die skrifte nou gelees, en ek wil praat vanoggend met jou oor 'n baie belangrike aspek in ons midde, waarmee ons begin te doen kry, en wat al jare lank oud is, dat oor die so gebrokenheid. Hy wil jou ontmoet in jou gebrokenheid. En ek lees daarso natuurlik Maria Magdalena. Maria Magdalena, ek wil jou net gou inlig, Maria Magdalena was daardie vrou gewees, 'n vriendin van Jesus, 'n vriendin van die disippels. Dis die vrou waar daar nie 3, nie 4, nie 5 demone nie, maar 7 demone uit haar uitgejaag is. Sy het 'n verskriklike lewe gelei. Sy het 'n lewe van oordeel en afskryf gelei. Die samelewing het haar letterlik afgeskryf, maar toe ontmoet sy Jesus, en Jesus maak haar totaal en al vry. So vry, dat sy 'n baie belangrike konteks begin speel in die Bybel. Sal jy lees van Maria Magdalena, wat Jesus begin orals volg het waar hy gegaan. Sy het sy bediening ondersteun. Sy het letterlik hom verskriklik lief gehad. Sy het getrou gebly toe die ander disippels weggehardloop het. Sy het getrou gebly toe ander disippels gedink het dit is die einde, en selfs mense. Want hoekom het sy na die graf toe gegaan? Sy het hom lief gehad en sy wou gaan rou het, en sy het besluit dat ek nie net kan wegstap. Ek kan nie net wegstap van hierdie graf af nie. En dan lees ons die konteks hoe hierdie vrou dit initieer, die vrou Maria Magdalena kom saam met my, en dan sê hulle, ons loop in die donker, en dit was nie net donker buite nie, dit was letterlik donker hier in haar eie binneste. Maria beleef 'n verskriklike donkerte, 'n duisternis, 'n gebrokenheid beleef sy, en miskien beleef jy iets van daai duisternis wat jy nie in woorde kan uitdruk nie. Jy kan dit nie lekker sê nie. Maar miskien is jy ook daar vandag. Sy staan en sy kom by hierdie graf en sy is so teleurgestel. Sy is gebroke. En dan boonop haar gebrokenheid, dan kom sy by die graf en dan is hierdie klip weg. En dan is die liggaam ook weg, en boonop haar gebrokenheid is sy nou nog geskok ook. En dan vra sy hierdie woorde, waar is hy? Waar is hy? Wat het gebeur? En hoekom voel ek so leeg? Hoekom voel ek so donker? Jy sien, dis die woorde wat almal altyd vra wanneer hulle in gebrokenheid is. Waar is u? Wat het gebeur? Ek het nou 'n vriend wat ons onverwags in die dood moes afsterf. 3 weke en 2 dae is hy net dood, van spring lewendig na dood toe. Ek is hierdie week by sy vrou, en dan kyk hy net op hulle se gesigte lees, dan vra hulle maar, wat het gebeur? Hulle soek antwoorde. En dan hierdie vraag, hoekom voel ek nou so leeg? Hoekom voel ek so donker? Dis woorde wat gebrokenheid vir ons so bietjie gee. En natuurlik is ons nie altyd in hierdie drama in nie, of ons lewens is nie so dramaties soos hierdie nou nie, maar soms lyk jou lewe so, dat jy glimlag aan die buitekant, maar jy is moeg hier in die binnekant. Jy bid, maar jy voel leeg. Jy is miskien op 'n plek wat jy weet, ek moet maar net aangaan, maar jy weet, iets het hier binne my gesnap. Iets het gebreek hier in my binnekant. En terwyl ek so aan hierdie goed voorberei, hoor ek hierdie woorde wat sê, dis die waarheid vir baie mense wat kerk toe gaan. Hulle staan nog steeds by 'n leë graf. Baie mense vandag in die moderne van ons samelewing, ons lewens word hier regtig simboliek so mooi na verwys en sê, almal kom daar kerk toe, maar ons staan by 'n leë graf. Soos wat Maria letterlik vir Jesus in sy oë kyk, maar sy herken hom nie. Sy weet nie dat sy nou met Jesus praat nie. Jene mense, ek wil jou in hierdie ding vat, stop net gou so bietjie. Hoe is dit moontlik? Jy moet nou mooi dink hieroor.
Die opgestane Jesus, wat alles in beheer het, wat alles geskep het, wat alles in stand hou. Daardie Jesus, as hy in 'n plek instap, dan bewe dit, as hy praat, dan breek rotse. Daardie selfe Jesus kom en hy staan reg agter Maria. Hy praat met haar, sy praat met hom, maar sy weet nie dat dit Jesus is nie. Hoe moontlik kan dit wees? Hoe moontlik kan dit wees dat jy so naby kom, maar jy is so ver? Ek wil volgende vir jou iets sê oor gebrokenheid. Ek wil vir jou iets noem oor gebrokenheid. Jy weet gebrokenheid, hier is dit, en ek wil jou vat, en dan gaan ons dit nou mooi opsom, maar gebrokenheid sê iets van, hoorie, Maria kom hier na die graf toe, en sy dra 'n verskriklike verlies. Sy's gebroken. En dan doen ek navorsing so bietjie die laaste paar weke wat sê, gebrokenheid is nie net 'n woordjie nie, dis 'n emosie wat jou hele wese raak. Gebrokenheid is nie net 'n woordjie nie, maar dit beïnvloed jou liggaam, siel en gees. Die Here vat my om te gaan ontdek, en ek lees 'n artikel, trauma en emosionele pyn en veral gebrokenheid. Hy sê dit verhoog kortisol in jou liggaam. Kortisol, natuurlik die streshormoon in 'n mens se lewe, in 'n mens se liggaam. Wanneer jy verskriklike pyn, gebrokenheid, verliese, kry nie antwoorde nie, dan verhoog kortisol in jou liggaam, en wanneer kortisol te hoog raak in jou liggaam, dan beïnvloed dit jou slaap, dit beïnvloed jou geheue, dit beïnvloed jou immuunstelsel. As kortisol te hoog gaan, kortisol is 'n baie goeie ding, is 'n gesonde ding. Kortisol is daai tipe streshormoon wat vir jou sê, vlug of veg. Jy weet, kortisol in daai oomblik, ek moet nou weghardloop of ek moet beklei. Maar as jy dit nie hanteer en dit bly die hele tyd so hoog, dan gaan dit jou slaap beïnvloed. Jy gaan naderhand nie meer kan lekker slaap nie. Jy gaan nie kan afskakel nie. Jy gaan lê, maar jy gaan nie kan rus nie. Jy gaan stil word, maar dis nie stil binne in jou nie. Jou geheue, jy begin goeders te vergeet. Jy oordink sekere, jy raak 'n overthinker. Met ander woorde, jy reageer oormatig oor die kleinste goeders. Ek noem die goed vir jou. Is jy dalk so bietjie in stres? Ek het so bietjie hierdie toetsie gedryf 3 weke terug, maar gelukkig kon ek dit regste, anders lieg ek nou vir julle hier. Maar as jy enigiets hierso bietjie kan aftik, jou kortisol is so bietjie hoog. Dis sleg vir jou. Wat veroorsaak kortisol? Gebrokenheid. Dan sê hy, ek wil net so 'n bietjie vir jou vat, jou immuunstelsel, dit raak jou immuunstelsel, jy raak vinniger siek en jou liggaam vat langer om te herstel. Jy voel die hele tyd gespanne, jou skouers is styf, jy's vol kortisol. Gewoonlik reageer of dit sy manifesteer dit in maagswere, onder andere, in jou gees, beïnvloed dit jou gees, en sê, jy God voel nou so ver, ek bid minder, ek het meer vrae, die hoe en die wat en die wanneers. Mense, daar's 'n rede dat ons sekere platforms in hierdie kerk inbring om jou te help om met gebrokenheid dit te hanteer. Is asof jou liggaam voel hy's die hele tyd in gevaar. Hou dit, paak dit net so vir 'n oomblik. En dan gebeur hierdie wonderlike ding wat ek in navorsing ontdek het, wat sê, unhealed pain will show up in your life as a pattern. Bedoelende, wat jy nie genees nie, herhaal jy in jou lewe. Pyn wat nie hanteer word nie, verdwyn nooit nie. Dit kom net op 'n ander plek op, dit verskuif en dit kom op 'n ander plek op in jou lewe. Onverwerkte pyn, wat hy daar sê
sê hy letterlik, vorm sekere patrone in jou lewe, en hierdie patrone word die toekoms, dit bepaal jou toekoms. Unhealed pain will show up in your life as a pattern. Ons sien dit, en mense, ek wil met jou praat vanoggend, wil nie met jou preek nie, ons sien dit in mense se lewens wat verwerp was. Dan as jy met hulle praat, dan kom jy agter, maar hulle hou mense op 'n afstand. Selfs die mense wat hulle lief het. En dan werk jy met daai mense, dan kom jy agter, dan eindig hulle elke keer op dieselfde plek. Ek is weer alleen. En ek wil so naby wees. Onverwerkte pyn en verwerping. Ons sien dit in berading, dan sien ons mense wat verraai is, of wat letterlik teleurgesteld is deur mense, dan sien ons hoe hulle opgehou het om mense te begin te vertrou. Dit lei in die onderbewustheid, lei dit uiteindelik na jou verhouding met God, en ek vertrou hom nie meer nie. Mense wat deur mislukkings gaan, egskeiding, wat deur werks afdankings gaan, of wat is die woord, bankrotskap gaan, sien, ek dink nie aan daai goeders nie, die Here is meer as genoeg, jy moet nie eens dink aan daai goeders nie, maar dit is soms so sideline, weet maar, mense wat deur 'n bankrot gaan, hulle saboteer hulle self, hulle begin voel, maar ek wil nie weer probeer nie, want ek gaan misluk, ek voel nie goed genoeg nie, mense, ek vat jou net gou op 'n journey, onverwerkte, onhanteerbare, unhealed pyn, gaan sekere patrone in jou lewe begin vorm, en as jy dit nie gaan hanteer, dan gaan dit hier oppop, dit gaan hier oppop, en jy gaan nie weet wat met jy, dis hoekom, kom ons gaan gou na die waarheid toe, as jylle wakker, hier kom het, weet julle, hoekom sê Jesus in die skrifte, hoekom is die Bybel so waar, dan sê hy, Jesus het nie net gekom om jou siel te red nie, hy het nie net gekom om jou sondes te vergewe nie, hoeveel keer lees jy dit in die Bybel, dan sê hy het gekom om jou gebrokenheid ook te genees. Jy mense, toe ek het hierdie week ontdek net weer, toe spring ek letterlik op en af om te sê, weet jy, dis presies waar het gaan. Dis waar het gaan. Jesus het nie net gekom om jou sondes weg te vat nie. Want dan is jy nie heel, jy's gered, maar hy het ook gekom om jou gebrokenheid te genees. Ek lees dit daar so, ek gaan dit vir jou vinnig, jy bekende versie, Jesus aan verklaar hy, hoekom het hy hier aarde toe gekom, die gees van die Here is op my, en hy het my gesalf, met die gees onbeperk, het hy my met hierdie gees gesalf, en dan moet ek die evangelie, hoor jy, dan begin hy so bietjie uitbrei, dan sê hy, aan die verbruiseldes van hart, ons noem dit die armes van gees, daai mense, hoor jy so wat in die gevangenis is, ons wil vir hulle vrylating gee. Die mense wat blind geword, ons wil hulle laat begin sien. Ons wil die gebrokenis wil ons in vryheid. Die gebrokenis wil ons in vryheid wegstuur. Die hele konteks van hierdie versie is verbruisel en gebroke, en dan gee hy vir ons 'n paar leidrade, hoe lyk hierdie gebrokenheid? Jy mense, as jy nie hierdie vanoggend gaan verstaan nie, dan gaan jy nie na die volgende vlakke, na jou roeping toe kan beweeg nie. Ek lees daar so 'n volgende versie, of kom ek noem net gou, om die wat verbruisel is van hart te genees. Verbruisel beteken letterlik, om gebreek te wees in stukke. Vergrys, bedoelende, oor daardie hoenderbeentjie wat jy nou die naweek geëet het, jy kap daai hoenderbeentjie met 'n hamer, en dan is daai beentjie vergrys. Dis wat verbruisel, om sonder krag te probeer opstaan. Ek het net nie die krag, ek is oorweldig of afgestomp. Dis wat verbruisel of gebrokenheid beteken. Ek wil myself vooruitgaan. Pas op. Ons sien dit in die skrifte.
dat as jy nie met jou gebrokenheid gaan werk nie, dit maak jou blind. Maria was so gebroken geweest, dat sy praat met Jesus, maar sy herken hom nie. Dan kom die skrifte by my op, wat sê, hoor gou hierdie ene, hy genees die wat gebroken is van hart, en hy verbind hulle wonde, dan sê hy bepaal die getal van die sterre, en hy gee aan almal name. Hier sit so 2 woorde in hierdie versie, en hy sê, ek genees die wat gebroken is. Met ander woorde, hy praat van, en dan gee hy hy tel die sterre. Jy weet jy hoeveel sterre is daar? Niemand weet nie. Biljoene. Dis 'n magdom. Dis eintlik onbekend. Dan sê hy, hierdie God met wie jy te doen het, hy tel al die sterre. Maar hy tel hulle nie net nie, hy gee hulle sommer name. Elke liewe ster is 'n naam. Het jou ouma jou al geleer, hoorie, so as jy 'n lammetjie groot, maar moet hom nie 'n naam gee nie. Jy weet, want as jy daai lammetjie wil eet en hy het 'n naam, dan word jy raak te lief vir hierdie lammetjie. Elke liewe ster het 'n naam, en jy het ook 'n naam. En dan sê hy alhoewel hy so groot en so goddelik is, dan sê hy, hierdie God wat alles beheer, kies om ook naby jou seer te wees. Ek wil jou vat net na nog 'n versie, wat ek jou dit net wil bewys. Hy sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Dis hierdie 2 waarhede. Hy verlos jou, maar hy verbind ook jou wonde. Die vorige versie, hy verlos jou, hy genees jou, hy verbind jou wonde. Hierdie versie sê, hy is so naby, hy gebroken van hart, hy verlos jou. Wat sê, hy verlos jou, maar hy is ook naby. Hy kom so naby, dat hy sy hande vuil maak, dat hy aan jou wonde raak, dat hy aan jou pyn raak, maar hy verlos jou in dieselfde sin, en bedoelende, hy genees jou innerlik, maar hy genees jou ook in die buitekant. Ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend. So kyk God nie van 'n afstand af nie, hy sien jou pyn. Hy beweeg nader. Want gewoonlik wanneer ons in gebrokenheid gaan, mense, gebrokenheid, ons ken die gebrokenheid, maar soms gaan jy vir 'n dag lank in gebrokenheid in. Hy was lelik met my, ek voel nie geliefd nie, ek is kwaad vir myself, ek is in skuld, ek het weer sonde gedoen, ek is so gebroken in myself. Wat doen daardie gebrokenheid? Dit laat jou terugtrek. Dink aan net gewone siekte. Ek is siek, ek moet terugtrek, alleen, geïsoleer in 'n kamer. Dis wat gebrokenheid aan 'n mens doen. En dan kom God en dan sê ek doen die teenoorgestelde. Ek kom nader as ooit. Dis amper soos 'n pa wat in die huis is en sy seentjie wat 4-5 jaar oud is roep en hy skree en hy huil, hy's hartseer en die pa roep nie uit en sê, "Hi my kind, ek hoop jy's alright nie, ek seker jy gaan regkom nie." Die pa staan op en hy gaan sit langs hom en hy sit sy hand op die skouers, hy praat met hom en hy sit by hom en hy bly daar. Julle mense, dis wie hierdie God is. Hy is die God wat naby die gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Hy is die naaste aan die wat die seerste is. Jou gebrokenheid trek hom nie weg nie, het trek hom naby. En dan wil ek gou net aangaan. Tweede ding is gebrokenheid, het raak jou liggaam, siel en gees. Besop, werk daarmee, aanhiel pyn. Ons het sozo, ons het berading, ons het sielkunde, ons het die lewe. Maar besop dat dit nie hoog bly. Jy gaan brand.
Jy gaan sukkel. Jy kan naby wees en hom nog mis. Jesus sê vir haar, waarom ween jy, wie soek jy? Want sy het gedink dat dit die tuinier is. Jene mense, soms is jy so vol pyn en teleurstelling, gebrokenheid en verliese, dat jy deur die bril kyk van pyn, wat dit nie jou werklikheid is nie. Dis nie jou werklikheid daai nie. Maar jy kyk deur die lens van jou bril. Dis so goed, ek sit hierdie bril op, maar hy's so gekrap, en hy's letterlik so vuil, en hy's so beskadig. En luister mooi, die wêreld het nie verander nie. Die manier hoe ek sien, het nou verander. Dis wat pyn en teleurstelling en gebrokenheid aan 'n mens doen, as jy dit nie gaan hanteer nie. Mense, gebrokenheid gaan jou blind maak. Gebrokenheid gaan maak dat jy nie so helder sien soos wat jy moet sien nie. Lukas 4 vers 19, ek het gekom, die Gees is op my. En dan gee hy 'n paar voorbeelde en sê, dis armes en dis verslawing, dis verbruiseldes, dis gevangenisse, maar dis gebrokenheid, en ek bid net, dat julle blindes sal begin sien. Dat die wat blind is, hulle moet weer begin sien, want as hulle sien, hoor jy so, ek is in 'n gevangenis, maar die klip is weggerol, dan gaan jy uit kan beweeg, maar ons is blind. Ons voel God is ver, maar hy's nie regtig ver nie. Hy's nie weg nie. Dis net omdat ek deur my pyn na hom kyk, deur my pyn na die wêreld kyk. Ek interpreteer al die sleg van my lewe en ek voel nou, hoor jy, selfs die stilte voel vir my soos verwerping. Letterlik die wag voel soos 'n verlatenheid. Mense, een oggend toe ry ek so deur die mis vroegoggend en ek kan niks voor my sien nie, maar die waarheid is, die pad is daar. Die lyne op die pad is daar. Die bestemming is nog steeds daar. Ek kan niks sien nie. En dit het my so laat dink. Net omdat jy hom nie sien nie, beteken nie dat hy nie daar is nie. Soms is Jesus die naaste, wanneer jy dink hy's die verste. Hy staan reg voor. Hy staan reg voor Maria. Reg voor Maria. Dink aan daai mense wat nou deur trauma gaan. Selfs die goeie dinge is nie vir hulle goed nie. Hulle vertrou nie. Hulle scam. Hulle veg en fight kort te son. Hulle scan. Wat kan nog verkeerd gaan? Alles gaan verkeerd gaan. En dit is nie dat hulle negatief is nie. Dis hulle wil hulle self beskerm. God het ons so gemaak. Hulle brein sê vir hulle, is laas toe ek jou vertrou het, toe het jy my teleurgestel, ek gaan nie weer oopmaak teenoor jou nie. Nee? Ek wil vir jou hierdie sê, wanneer pyn jou leer om altyd gereed te wees vir seer, dan is dit baie moeilik om God te vertrou vir die goedheid wat hy is. Kan ek dit gou weer lees vir jou net? Wanneer pyn jou leer om altyd gereed te wees vir die seer, dan raak dit moeilik vir jou om 'n God te vertrou wat altyd goed is. Want jy kyk deur die verkeerde bril. En dis so baie mense vandag in ons kerk en ook die kerke daar buite met God lewe. Hulle sukkel om God te vertrou want iets negatiefs het gebeur. Hulle is deur mislukkings gegaan, hulle is deur teleurstellings gegaan. Nou wag hulle vir antwoorde. Hulle wag dat hulle gebrokenheid geantwoord. Waar was U, Here? Hoekom het dit met my gebeur, Here? Wat nou, Here? Hoekom voel ek so leeg, Here? Gou. Ek wil kom tot 'n einde. Jesus begin nie met 'n antwoord nie. En as jy nou geslaap het tot die heel pad, tot nou moet jy wakker word. Jesus begin nie met 'n antwoord, hy begin met 'n naam. Maria vra, waar het julle hom neergesit?
Maria het 'n klomp vrae. Hoekom? Waar is Jesus? Vanoggend vertel iemand my van 'n vriendin wat totaal en al in alkoholisme verval het. Waar is Jesus? Wat het gebeur? Hoe het sy daar uitgekom? En dan antwoord Jesus haar nie met 'n verduideliking. Hy gee nie vir haar antwoorde nie. Hoor mooi vanoggend. Hy sê net vir haar, Maria. Hy sê vir haar, Maria. En hier is jou openbaring vanoggend. Hier is jou les. Hier is jou redding. Dit lê nie in teologie nie. Dit lê nie in antwoorde nie. Dit lê nie in verduideliking. Jou genesing. Jou genesing lê in 'n ontmoeting. Jou genesing lê in 'n ontmoeting. Genesing begin nie as ek al die sin maak van die lewe nie. Genesing begin nie wanneer al my vrae beantwoord is nie. Genesing begin letterlik wanneer jy besef, hy ken my. Hy sê vir haar, Maria. Hy sê nie vir haar, gaan sit op hierdie klip, dan verduidelik ek alles vir jou. Hy sê vir haar, Maria. Ek dink aan hierdie versie wat ons so tot vervelings toe al gelees het in ons lewens. Ek ken jou naam. Ek het jou geformeer. Jy is myne. Daai hele daai versie. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Jy dink jou ma was so oulik om vir jou daai naam te gee. Dit was nie die ma. Jy het 'n naam. En die Here ken jou naam. En ek wil gou vir jou ietsie sê, wat gebeur as iemand jou naam ken? In 'n wêreld soos die waarin ons nou lewe, waar jy net 'n gesiggie en 'n nommer is. Sê God hoor hierso, jy is nie net algemeen nie. Ek ken jou. Om geken te wees in die wêreld, iemand net wat jou naam ken, navorsing wys, dis hoe jy voel, ek behoort en ek tel en ek bestaan. As iemand net jou naam noem, dan laat dit jou voel, ek bestaan, ek tel, ek is die moeite werd. En dan kom Dawid en dan gee hy vir ons hierdie sielkunde wat ons nou eers ontdek in ons leeftyd. Dan sê Psalm 139, Here, U ken my. U ken my. En ek weet nie waardeur jy gaan vanoggend nie, maar miskien sit jy soos Maria, miskien gaan jy nog deur donkerte en gebrokenheid gaan die jaar, want ons is nie gevrywaar daarvan nie. Miskien is jy vol skuld en twyfel en as jy alleen is, maar mense, ek wil vir jou miskien so 1 of 2 goedjies sê oor Maria se lewe. Toe sy haar naam hoor, toe verander die geraas in stilte. Toe sy haar naam hoor, toe verander alles. Ek is op pad en ons gaan nou afsluit. Maar toe sy haar naam hoor, toe gaan die vrees en die twyfel, die skuld, alles word stil. Alles bedaar.
Die tweede ding wat met Maria gebeur, terwyl ek so daaroor dink, sy kan weer sien, sy kan weer sien. Sy dink dis die tuinier wat met haar praat. Sy is so verblind. Sy het soveel skanse om haar. Sy het soveel gebrokenheid. Sy het soveel sluiers om haar oë. Voor dit sien sy net die tuinier. Maar toe God haar naam sê, toe sien sy haar verlosser en redder. Die derde ding wat ek dink jy moet hoor vanoggend is, toe sy haar naam hoor, toe voel sy aanvaar. Sy is nie net raak gesien nie, sy is persoonlik geken. Ek is syne. Romeine 14 sê, of ek nou lewe en of ek sterwe, of ek lewe en of ek by 'n graf staan, ek behoort aan die Here. Toe sy haar naam hoor, toe begin daar genees. Nie omdat alles reg is nie, nie omdat sy antwoorde kry nie, maar sy weet, sy is nie meer alleen nie. Jy geweet dat wanneer jy by iemand is wat jou veilig laat voel, weet jy, daar gebeur fisies en psigies iets met jou? Buite nou die erotika gevoel wat ook daar is, maar bietjie meer die volwassenheid as jy saam met iemand is wat jy weet, ek voel veilig by die persoon. Weet jy wat gebeur in jou liggaam? Jou hart klop 'n bietjie sagter, bietjie stadiger. Jou asem raak 'n bietjie stadiger. Jou siel ontspan. It's amazing. As jy saam met iemand is wat jou veilig laat voel. Jou liggaam beweeg uit die gevoel uit van vlug of veg uit. En hy gaan in rus en herstel in. As jy net saam met mense is wat jou veilig laat voel. Dis die sielkunde. En dan sê hierdie God, ek hou jou vas in my hande. Ek ken jou naam. Hoe veilig moet 'n mens nie kan wees as jy op daardie plekke kom nie. Haar storie verander. Sy kom huilend by 'n graf aan en dan hardloop sy daar weg met 'n boodskap. Sy kom met verliese, maar sy loop daar weg met perspektief. Sy kom letterlik met, waar is hy? Nou, ek het hom ontmoet. Mense, hierdie het my so diep geraak. Ek haat dit, as Suzelle vir my sê, jong, hier kom nou iets uit hierso. Waar kom die goed vandaan? Ek kan net onthou, my pa het my met 'n springkaan altyd bang gemaak, maar ek is so bang vir 'n springkaan. En nou gee ek die springkaan al die skuld, weet wat ek ook deurgegaan het, maar ek het ook gegaan vir 'n souse. Ek het ook gaan sê, hier's onhanteerbare pyn, hier's verliese en skuld. Jy hoef nie vir 'n souse te gaan nie, maar ergens moet jy kan gesond word. Want hy is nie net jou verlosser nie. Hy is die een wat jou gebrokenheid wil herstel. Ek het nog so 'n paar goed om te sê, maar ek voel so vanoggend, ek dink, ek het ook 'n lied voorberei, Richard, hou net so 'n bietjie terug. As jy net kan hoor, hy sê weer jou naam. As jy vanoggend net weer kan hoor, hy sê my naam. Hier's genuine mense wat
begin voel het, God het van my vergeet. En hierdie oomblik is dalk belangriker vir jou as 1000 uur sonde. Ek wil hê jy moet jou oë net vir 'n oomblik toemaak. Laat hierdie woorde op die skerm net so 'n bietjie inbrand in jou gedagtes. Al maak jy jou oë toe, jy sien nog steeds wat daar staan op die bord. Kan jy dit sien terwyl jou oë toe is? Dan wil ek hê jy moet hierdie lied of hierdie musiek net vir 'n oomblik, dat dit nie gaan oor die musiek nie, maar ek wil jou uitdaag. Vra die Here. Noem weer my naam. Ek wil hoor u my naam noem. Net so mooi naam. As jy sit 'n bietjie sagter. As jy weet wat jou naam beteken, herinner bietjie die Here. Praat met hom. Sien jy 'n tuinier? Sien jy 'n mens wat gesterf het vir jou nog, of hoor jy jou naam? Laat dit fluister in jou hart. Laat dit fluister in jou binnekant. Laat dit nou fluister oor jou gebrokenheid. Hoor, hoe noem hy jou op jou naam? Luister mooi wat sê die skrif, hy noem haar nie vrou aan die einde nie. Hy sê vir haar, Maria. Baie het jou naam en jy voel nie uniek nie. Maar die Here fokus volgens so diep in, met dieper as 'n naam. Hy sê, ek ken jou. En ek het gekom om jou vry hier weg te stuur. Ons kan jou vanoggend vorentoe nooi en ons kan jou bebid en ons kan jou salf met olie. Maar jy hoor nie jou naam nie. As jy verbrysel is van hart. Daarom is daar skrifte in die Bybel soos Esegiel en die doodsbeendere lê daar. Waar is u? Kan u nog genees, Here? En dan sê hy vir Esegiel, hy noem hom op sy naam. Dinge wat vir jou so verbrysel voel, so verby voel. Daardie kind vir wie jy bid. En dis die tweede opdrag van vanoggend. Miskien is jy okay, maar jy weet, jy ken iemand, en jy moet nou bid, voorbidding doen, Here, laat daardie persoon sy naam hoor uit u stem. Kan jy dit gou doen? Dink aan iemand wat so nodig het vanoggend. Kan jy voorbidding doen en sê, Here, laat Melanie wat haar man verloor het, mag sy vanoggend hoor hoe u haar op haar naam roep. Sy genesing, heelheid kan kry. Kan jy jou naam hoor, diep in die gees? En noem jou op jou naam. Dis persoonlik, dis intiem, dis verhouding. Dis nie antwoorde nie. Dis nie verduidelikings nie, dis intiem. Ek
voel veilig. Ek voel hoe stres my liggaam verlaat. Ek voel hoe ek geken en aanvaar word. En ek weet, Here, ek is nie alleen nie. Ek weet, ek is nie alleen. Ek weet, dit is 'n bietjie ongemaklik vir party. Maar dit red op die oomblik. Dit genees op die oomblik vir mense. Dis weier as ons kerk vanoggend. Dis name wat genoem word deur voorbidding. Wat nou gehoor word in die gees, terwyl daardie mense by die huis sit. Terwyl hulle in tronke sit. Terwyl hulle in 'n graf sit. Hoor hulle hoe die God van die heelal sy naam noem. En in 'n oomblik kom haar lig. En hy stuur die verbruiseldes en die gebrokenes, stuur hy weg in vryheid. Vryheid, vryheid, vryheid. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen en amen. Mense, as jy nog so rukkie wil sit net en jy wil net so bietjie doen dit, so belangrik. Jy is nie 'n jy nie, jy is nie 'n dit nie, jy is nie 'n mens nie, jy is nie 'n broer nie, jy is nie 'n chommie nie. Ek hoor hoe hy sê Ria. Dis met warmte, dis liefde, dis naby. Moenie met die twee saamleef nie. Moenie net die tuinier sien nie, omdat jy so verblind is. En maak jou oë oop vanoggend in Jesus naam. As jy gebed nodig het, en ons gaan die diens so sag en stomp eindig, dit maak nie saak. Maar jy is so welkom om koffie, en as jy gebed nodig het, en namens iemand net te hoor, jou naam, namens God vir jou te kan bid, dis ook dit. Mag jy 'n wonderlike dag hê, waar jy hoor sy naam. Nuwe besoekers is daar agter, en ons nooi jou vanmiddag 4:30 vir 'n prayer walk, en aanddiens 6:00, daar's soveel geleenthede om sy naam te hoor. Mag jy 'n wonderlike Sondag hê. Bless you. Bless